Ek deel graag vandag met julle Matteus 18 vers 12 tot 14 wat sê: Wat dink julle as iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal? Sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle, dat hy blyer is oor hom as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. So is dit nie die wil van julle Vader, wat in die hemele is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. Wat 'n liefdevolle Vader het ons, wat ons hier lees, dat hy die 99 sal los, om die een verlore skaap op die berge te gaan soek. Nie dat hy nie omgee oor die 99, maar vir hom is dit kosbaar om die een verdwaalde te gaan soek, om hom terug te bring huis toe, as die 99 wat glad nie verlore gegaan het nie. In vandag se lewe word ons vasgevang in sondes, en ons raak die pad byster, en ons voel ons dwaal net verder van die Here af weg. Maar hier kom die Here en hy sê, maak nie saak wat nie, maak nie saak watter sondes jy dink jou van hom verwyder nie. Dit maak nie saak of jy dink jy is ver nie. Die Here is op soek na jou, en hy klop, en hy wil jou deel maak van sy koninkryk. En so sal hy nie ophou, totdat hy nie al die verdwaaldes gevind het nie. En dit is waar ek en jy so kosbaar is vir die Here, dat hy so lief is vir my en jou, dat hy nie 'n ewigheid sonder my en jou wil sien nie. En daarom sal hy die 99 los, om jou, daai verlore een, te kom vind. So al wat ek vir jou met vandag wil los is, moenie dink die Here is nie bekommerd oor jou nie. Moenie dink die Here het vergeet van jou nie. Want inteendeel is die Here so opsoekend na jou, en hy wil jy, wat hierna luister, moet terugkom na die Vader se huis toe. Hy staan en wag vir jou met oop arms. En net soos hy nie die ewigheid sonder my, sonder jou wil sien nie, staan die Here en wag vir die verlore seun, die verlore dogter, om terug te kom en te sê, Vader, ek is jammer, vergewe my, en kom ons word een saam met Jesus Christus. Kom ons los ons sondige natuur, kom ons los al ons dinge wat maak dat vir my en vir jou voel, ons dryf net verder van die Here af weg. Maar kom ons soek na wat die Here wil hê ek en jy moet doen, wat ek en jy moet dink, wat ek en jy moet sien, hoor en praat. Kom ons gebruik die wysheid wat die Here vir my en jou gee. Die Here sê, hy wat wysheid kort kom, laat hy dit van die Here vra en die Here sal dit vir hom gee. Kom ek en jy is soekend na wat aanvaarbaar, wat eerbaar is vir Jesus Christus. En laat ons lewens getuig, dat maak nie saak wat ek en jy voel of doen of dink, ons kan nie regmaak met die Here nie. Ons kan, want die Here smyt jou nie net weg nie. En die Here sê nie dat jy vir hom nie aanvaarbaar is nie. Nee, die Here is op soek na jou. Hy soek jou in sy koninkryk. En hy wil jou deel maak daarvan. So daarom het ons hierdie liefdevolle Vader, wat in Matteus 18 vers 12 tot 14, nie sal huiwer om op die berg te klim en jou te gaan soek nie. Hy sal nie omgee om mure af te breek om jou te vind nie. Hy sal nie omgee om leuns te verniel, sodat hy jou kan kry nie. Want die Here is lief vir jou, met 'n ewige liefde. En hy wil hê, jy en ek moet een word saam met Jesus Christus. En ons moet deel word van sy werke, sy wil. En laat ons lewens sal getuig van die seëning wat op ons rus. So vandag maak 'n besluit. Jy is dalk die verlore
skaap. Maar weet net soos jy dwaal in die velde, soos die verlore skaap, is jou herder op soek na jou. En hy gaan nie stop, totdat hy jou vind nie. So wees gereed, Jesus kom vir jou.